Wanneer gee ons aan God vreugde? Ons instink is om te sê wanneer ons sy wil doen. Maar daar's kere wat mense sy wil doen en dit hom nie vreugde gee nie. Kom ons lees die rede vir sy vreugde in Lukas 15 vandag. Here, dankie vir die voorreg dat U met ons besig is. En dankie vir hierdie geleentheid waar ons net by U sit aan die voete en by U kan leer. Amen. Ons lees Lukas 15 van vers 11 af. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê sy pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ons het hom teruggekry. Tot sover. Hierdie gedeelte is in 'n konteks van 3 verlore dinge. Ons lees eers van 'n verlore skaap, wat daar was 100 skape gewees en een het weggeraak. En toe die eienaar die 99 laat staan en die een skaap gaan haal. En dan die volgende gelykenis net daarna is van 'n muntstuk wat 'n vrou verloor en sy hierdie muntstuk soek. Sy vee die plek uit en sy keer alles om totdat sy die muntstuk kry en toe sy dit kry, toe vier sy fees saam met haar vriendinne. En dan net daarna kom die een van die verlore seun wat ons nou net gelees het. Die wêreld werk met straf en beloning. As jy jou kant bring, word jy ryklik beloon en het jy meer. As jy jou kant bring nie, word jy gestraf. En die doel met die straf is nie om jou af te druk nie, die doel met die straf is sodat dit jou moet inspireer om die straf te vermy en dan doen jy goeie werk.
En as 'n mens genoeg die straf ervaar, dan word jy later moedeloos. Wil jy nie meer waag nie. Dis soos diere met 'n elektriese draadjie. In die begin dan is die draadjie daar, en dan raak in die draad en hy skokkel, hulle staan terug. Later vat jy die draad weg, dan gaan hulle nog nie daar verby nie. As jy genoeg swaar gekry het, is daar 'n punt wat jy nie eens meer wil probeer nie. En dit het met hierdie mense nie net hulle gewone lewe gebeur nie, maar ook in hulle godsdiens. Godsdiens was vir hulle 'n las gewees. Hulle is soveel keer ontnigter en sleg gesê, soveel gehoor dat hulle nie aan God se standaarde voldoen nie. Dat godsdiens eintlik vir hulle 'n vreugdelose ding geword het. Jy het dit maar gedoen om God tevrede te stel, te verhoed dat jy nog verder gestraf word, maar dit is nie vir jou lekker nie. In hierdie gedeelte lees ons van Jesus se perspektief op godsdiens. En sien ons dit natuurlik in die gedeelte oor die oudste seun, wat albei die seuns was die pa se kinders gewees. Die oudste seun is die een wat by die pa gebly het en wat oor die fariseërs gaan. En al was hy heeltyd by sy pa, was daar nie dankbaarheid nie, was daar nie vreugde gewees nie. Verwyd hy sy pa en sê, hoekom het sy pa vir hom nie meer gedoen nie? En dan sê sy pa vir hom, maar dit gaan nie oor wat jy kry nie, dis oor wie naby jou is. Heeltyd is ek by jou, is dit nie vir jou genoeg nie? Die jongste seun aan die ander kant, en dis die een wat 'n mens, as jy hoor wat hy doen, jy begin jouself op te werk. Die jongste seun wat voordat sy pa dood is, vir sy pa sê, pa, ek soek my erfporsie. Nou dis 'n harde ding om vir jou pa te sê, want jy sê eintlik vir jou pa, sal vir my beter wees as jy dood is. So ek soek eintlik net jou goed. En in plaas van hom vererg vir die seun, het die pa vir die seun gesê, goed, as jy dit wil hê, sal ek dit vir jou gee. En toe het hy die goed verkoop, die helfte van die goed verkoop, en hy het dit vir die seun gegee. Nou dis ingrypend om dit te verkoop, want 'n boerdery is 'n eenheid. So jy kan nie maar net die helfte uithaal nie, sodat het die ander werk ook benadeel, en wat hy dus gedoen het, was baie, baie erg geweest. Dit was nie net sommer 'n geskenkie wat hy gekry het nie. En jy sou toe nou verwag, hy het vir die pa laat blyk, ek kan beter doen met my geld as wat pa doen, dat hy hierdie geld gaan belê en baie meer daarmee gaan maak. Die teendeel het gebeur. Hy gaan na 'n ander land toe, want dit wat hy beplan het om die geld te doen, wou hy nie regtig hê met sy pa sien nie. Hy gaan toe ver na 'n ander land toe, en daar het hy die geld absoluut opgemors. Die gedeelte sê hy dit met partytjies en kuier en prostituie opgemors, totdat daar later niks meer werd is nie. En in daardie tyd tref daar 'n dubbele terugslag om, behalwe vir die geld wat hy verloor het, is daar 'n geweldige hongersnood in die land. En hy sterf byna van die honger. En uit radeloosheid gaan hy na een van die mense van die land toe, en die sê toe vir hom, hy kan sy varke oppas. Nou dis veelzeggend, vir 'n Jood was varke oppas die heel laagste beroep wat daar was. So hy het gedaal tot op plekke, hierdie seun wat alles gehad het, rykdom en goed, daal tot op die laagste wat jy kan daal, varke oppas. Terwyl hy die varke oppas, wens hy later dat hy net die kos van die varke kan kry. Dis die beste wat hy sou kon kry, maar niemand wou hom daarvan gee nie. En dan gebeur daar met die seun iets. Die Bybel sê hy kom tot inkeer. Hy begin skielik te besef, wie is sy pa? En hoe werk sy pa met sy werksmense? En hy kyk na die ellende waar hy is. En hy begin sy pad terug te werk na hierdie pa toe, en hy besluit, weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan net my skuld bely en vir hom sê, ek is verskriklik jammer oor wat ek gedoen het, en ek wil nie teruggee wat ek gehad het nie, ek weet ek verdien dit nie. Het sal vir my genoeg wees as ek net een van die werksmense kan wees. Ek kan kry wat hulle kry, ek kan bly waar hulle bly, dit sal vir my voldoende wees. En daarmee is hy toe terug na sy pa toe. In plaas van toe hy aankom, 'n kans afwag om met sy pa te praat, met sy pa wat woedend is oor wat hy hom aangedoen het, gebeur die vreemdste ding. Toe hy op pad is na sy pa toe, wag die pa vir hom. Die pa het geweet, hierdie kind moet terugkom. Niemand het hom so lief en het vir hom so goed gedoen soos sy pa nie. Al het hy wat gesê oor sy pa, al het hy wat gedoen. En in plaas daarvan dat hy sy pa se aandag trek, toe sy pa net die beweging sien en hoe hy loop, toe besef sy pa, dis my seun. Staan die pa nie en wag en sê, o ja, jou klein rakker, kom ons hoor nou 'n bietjie wat jy nou vir my gaan sê nie.
Die Bybel sê die pa hardloop na die kind toe. En as hy by die kind kom, voor die kind nog kan verduidelik, groet enigiets, omhels die pa. En die pa sê vir hom, ek het jou so gemis, ek is so bly jy's terug. Die pa kon sien, hy kom terug na hom toe. En dan kry die seun die kans om vir sy pa te sê, pa, ek wil net vir jou sê, ek is verskriklik jammer oor wat ek gedoen het. En ek wil asseblief, dis hoe ek sal tussen die werksmense bly. Sy pa luister nie eens na hom nie. Hy sê vir hom, jy's terug. En hulle vier fees, hulle slag die kalf wat spesiaal vet gemaak is vir die doel. En daar's ongelooflike vreugde omdat hy terug is. Hierdie verhaal gaan oor 'n verstommende pa. En God is die pa, 'n verstommende pa wat 'n begeerte het vir verhouding met sy kinders, soos jy nooit sal verstaan nie. Nie gehoorsame kinders nie, hy soek nie volgeling nie, hy soek nie slawe wat sy werk doen nie, hy soek mense met wie hy in 'n verhouding is. En in al drie hierdie gelykenisse kry ons die gemeenskaplike, God se grootste vreugde is wanneer iemand terugkom na hom toe. Die mooi verhaaltjie word vertel in 'n oorlog, het 'n man se vriend nie teruggekom van 'n veldslag, was 'n veldslag gewees, hulle het teruggekom toe hulle terugkom sien, maar die vriend is nie terug nie, en hy sê vir die bevelvoerder, ek wil graag my vriend gaan haal. Die man sê, daar's geen manier nie, die veldslag is ewig, ons weet hy is dood, dus hoekom hy nie teruggekom het nie, jy kan nie gaan nie. Ten spyte daarvan gaan die man toe wel terug, en hy kry die vriend, en hy bring hom terug, maar die vriend is toe dood toe hy terugkom by die kamp. En die bevelvoerder is woedend en sê vir hom, maar wat het jy aangevang? Nou het jy jou lewe in gevaar gestel, en hier is die man in elk geval dood. Wat het hy vir jou gesê? Het jy hom gekry iewers? Hoe het jy hom gekry? Hy sê, toe ek met hom kom, het hy nog geleef. En hy het vir my gesê, ek het geweet, jy sal kom. Dis wat ons van God sê. Ek het geweet, hy sal kom. Ek het geweet, hy sal terugkom vir my. Ek het geweet, hy sal daar wees. En daarom is 'n wesenlike deel van ons geloof en die vreugde wat ons in godsdiens vind, die teruggaan na God toe. Nie net van, ons dink heeltyd in terme van slegte mense, sondaars wat tot bekering kom. Hulle ook die goeie mense se teruggaan na God toe. Dis die wese van ons geloof. Daar die terugkom na God toe, die besef van 'n sonde wat ek gedoen het, iets wat ek verkeerd verstaan het, iets iewers waar ek afgedwaal het. Ek terugkom na God toe en hy my omhels en sê, ek het so gewag dat jy kom. Hy is honger vir 'n verhouding met ons. En daarin kom die vreugde in ons lewens. Daar die vreugde om met God 'n verhouding te hê. En dis dan nie die transaksie wat jy in die natuurlike gang van die lewe kry, want jy moet hard werk so jy beloon kan word nie, en wat ook in godsdiens ingaan dat jy moet maar deur die goed gaan, jy moet gehoorsaam aan God wees, die wet gehoorsaam, sodat God tevrede kan wees en jou dalk nie straf nie. Niks van dit nie. Dis 'n verhouding van 'n God wat weet dat hy met sondaars werk. Maar die wonder is, wanneer hy met sondaars werk en hulle kry, dan verander hulle. Sondaars bly nie sondaars nie. God pas nie by hulle standaarde aan nie. Maar gewilliglik kom hulle terug na die Here en sê, ons wil by u standaarde inpas. Ons wil met u tyd spandeer. Ons wil u karakter leer. Ons wil wees soos u is. En mag die Here ons daarmee help. Here, dankie dat ons verhouding met u die belangrikste in ons lewens is. Dis kosbaar. En dankie vir die prys wat u betaal om hierdie verhouding te bewerkstellig. Dankie vir die nuwe lewe wat u gee. Dankie vir die vreugde wat u gee. Ons eer u. Amen.